toe U het gekom het, Here, toe U uit die veld opgetrek het die aarde gebewe. Die berge het weggesmelt voor die Here, voor hom uit Sinaï, voor die Here, die God van Israel. Genade en vrede vir U, van God die Vader, van Jesus Christus die Here, en van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, in Job 11 vers 11 lees ons: God ken skynheilige mense, hy sien die sonde raak. Kom ons meet ons lewe aan God se wet volgens Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy's onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van jou vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Broers en susters, ons het sopas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10, vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek. En met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.
Broers en susters, ons gaan nou saam bid en die funksie van die gebed is, hierdie punt in die erediens, dat ons vra dat die Here vir ons sal help om vandag ook hierdie gedeelte in sy woord reg te verstaan en dit ook op elkeen van ons se lewens van toepassing te maak. Omdat ons dit nie self kan doen nie, daarom bid ons altyd die Here se Gees. U kan net so bly sit, dan word ons stil voor die Here. Sy wonderlike hemelse Vader, hoe heerlik is hierdie byeenkoms vanoggend tussen gelowiges en die lewende God deur die inwerking van sy Heilige Gees. Here, hoe wonderlik dat ons hier kan wees en glad nie daaraan hoef te twyfel dat U saam met ons is, wanneer ons in opregtheid, in kleinheid en nederigheid, soos wat dit pas by mense, U in die gebed nader nie. Ons dank U vir die voorreg om die kerk in die wêreld te wees. En ons wil vanoggend hoor hoe groot ons opdrag is in die kerk waarin ons deel is, maar ook selfs hierdie gemeente waar U ons geplaas het. En hoe belangrik dit is, Here, dat ons ook sal saamwerk aan die bediening van die woord van Jesus Christus, waarin 'n vreeslike wêreld daar buite so 'n groot behoefte het. Here, as ons dan nou uit die Bybel lees en as ons hierdie gedeelte oordink, dan bid ons dat U ons harte sal ontvanklik maak om te luister wat U Gees vanoggend ook aan hierdie gemeente van U wil sê. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ons lees vanoggend uit die Ou Testament saam, uit die boek Rigters. Uit die boek Rigters lees ons uit Rigters 5. Ons gaan Rigters 5 lees en daarvan gaan ons net die eerste 16 verse lees. Rigters 5 en ons lees die eerste 16 verse. Die opskrif is die oorwinningslied van Debora en Barak. Daardie dag het Debora en Barak, die seun van Abinoam, gesing. Julle moet die Here prys, want leiers het opgetree in Israel. Die volk het hulle aangemeld vir die oorlog. Luister, konings, gee aandag, regeerders. Ek sing tot eer van die Here. Ek prys die Here, die God van Israel, met my lied. Toe U uit Seir gekom het, Here, toe U uit die veld van Edom opgetrek het, het die aarde gebewe. Het die hemel reën gegee, die wolke het strome water gegee. Die berge het weggesmelt voor die Here, voor hom uit Sinaï, voor die Here, die God van Israel. In die dae van Samgar, seun van Anat, in die dae van Jael, was die hoofpaaie stil. Reisigers het ompaaie gebruik. Die lewe buite die stede het in Israel gekwyn en agteruit gegaan, totdat ek, Debora, na vore gekom het, totdat 'n moeder in Israel na vore gekom het. Toe die volk nuwe gode vir hulle gekies het, het daar oorlog gekom, maar nie een uit Israel se duisende soldate die wapen opgeneem. Ek staan by die leiers van Israel, by die wat hulle vrywillig aangemeld het. Julle moet die Here prys, julle wat op bruin donkies ry, julle wat op mooi saalkleedjies sit, julle wat op reis is, julle moet dit alles vertel. Tussen die drinkbakke praat hulle daaroor, besing hulle die oorwinning wat die Here behaal het, die oorwinning vir die boere van Israel. Die volk van die Here kom by mekaar by die stadspoort, hulle sing, kom Debora, kom. Kom sing 'n lied. Maak klaar, Barak, seun van Abinoam, kom maak vir jou kruisgevangenes. Die van my volk wat oorgebly het,
het by mekaar gekom by die leiers, die volk van die Here het na my toe gekom, die dapper vegters, party was van Efraim, selfs ver uit Amalek uit. Saam met hulle Benjamin, almal uit jou volk. Party was van Maker, sy leiers het gekom. En uit Sibilon, die wat die heerserscepter dra. Die leiers uit Isaskar was by Debora. Isaskar was soos Barak. In die laagte was Isaskar by Barak. By Ruben se suiplekke is daar ook baie beraadslag. Waarom, Ruben, het jy by die saalsakke bly sit? Bly luister na die fluitspel by die veetroppe. By Ruben se suiplekke is daar baie beraadslag. Kom ons lees daardie gedeelte vanoggend uit die Here se woord. Die tekswoorde vir ons prediking is die laaste vers. By Ruben se suiplekke is daar baie beraadslag. Maar waarom het jy by die saalsakke bly sit? Bly luister na die fluitspel by die veetroppe. Broers en susters, die woord van die Here is ewig. Dit kan nie verbygaan nie. Dit kan nooit sy geldigheid vir ons verloor nie. Gelukkig is mense wat dit besef en elke dag met die woord van die Here in hulle lewens besig is. Waarom het jy by die saalsakke bly sit? Bly luister na die fluitspel by die veetroppe. Liewe broers en susters in die Here, ons teks kom uit die oorwinningslied wat Debora en Barak, die seun van Abinoam, na hulle roemryke seëgetog teen die Kanaaniete gesing het. 20 jaar lank het Jabin, die koning van die Kanaaniete, en sy gedigte leeroowerste Sisera 'n skrikbewind oor Israel gevoer. Uiteindelik, toe die volk se moed en moreel op 'n laagtepunt was, het die Here 'n vrou gebruik om hulle te inspireer en aan te voer in die stryd. Met 'n paar divisie soldate, hoofsaaklik uit die stamme van Naftali en Sibilon, het sy en Barak opgetrek en die vyand beslissend verslaan. En nou sing hulle 'n lied waarvan Debora waarskynlik die digteres was. 'n Lofsang tot eer van die Here. En in hierdie lied sing Debora van die dapperheid van mense uit die stamme van Benjamin en Sibilon, van Isaskar en Naftali. Maar wanneer sy by Ruben kom, dan word die lofsang 'n treursang, 'n hartseer lied oor 'n stam wat sy diensplig ontduik het. Want Ruben en sy mense het nie aan die stryd deelgeneem. By Ruben se naam sit Debora nie 'n uitroepteken oor sy dapperheid nie, maar 'n vraagteken oor sy versuim. Waarom het jy by die saalsakke bly sit? Bly luister na die fluitspel by die veetroppe. Ruben se versuim was 'n ernstige saak, omdat die eer van God op die spel was. Was dit maar bloot 'n nasionale stryd tussen twee volke, Israeliete en Kanaaniete, dan sou Ruben miskien nog verskoning gehad het. Maar dit is die volk van die Here wat hier teen die heidense oormagte te staan gekom het. Die stryd waarin
Ruben 'n buitestander gebly het, is in wese dieselfde stryd waarin die kerk van die Here Jesus deur al die eeue staan. In sy naakte gestalte is dit die stryd tussen Christus en Satan, tussen kerk en wêreld. Nou is dit so dat die kerk en elke gemeente van die kerk nog, goddank, altyd moedige stryders gehad. Manne en vroue wat vasgestaan het in die kerk en hulle plek volgestaan. Maar die kerk en elke gemeente in die kerk het ook sy Rubens, wat by die saalsakke en veekrale bly sit en luister na die fluitspel by die veetroppe. Daarom moet ons almal fyn luister wanneer Deborah vir Ruben eintlik voor stok kry. Met die beskamende vraag: waarom het jy bly sit wanneer ander deelneem en werk? Waarom het jy besluit bly sit terwyl jou kerk, jou God se volk in 'n stryd betrokke is? Die stryd van God se kinders was nog nooit maklik nie. Die bose is 'n magtige vyand. Hy lê vir jou op die loer, het die Here vir Kain gesê. Hy begeer om jou soos koring te sif, het Jesus vir Petrus gesê. Selfde apostel Petrus wat later skryf dat die duiwel rondloop soos 'n brullende leeu en kyk wie hy kan verslind. Hoe is dit dan dat die oproep tot die stryd so maklik by ons op dowe ore val? Skaamteloos versuim ons baie keer ons diensplig en bly sit by die veekrale. Deborah vra, waarom het jy bly sit terwyl ander groot offers bring? Terwyl Benjamin met sy manskappe uittrek, terwyl Isaskar in die dal agter die vyand aanstorm, terwyl Sibilon en Naftali hulle lewe waag op die hooglande, sit Ruben by die veekrale na die fluitspel en luister. Sonder offers kan die Here se werk en die kerk se taak in die wêreld nie volbring word. Van ouds af is die kerk 'n strydende kerk. Jesus het gesê dit gaan so wees. In die wêreld sal julle dit moeilik hê. Die wêreld gaan julle haat. Julle moet julle kruis opneem. As 'n mens dit met 'n beeld kan uitdruk vanoggend. Die kerk, die gemeente, is 'n oorlogskip, waarin 'n oorlogskip wat vol bemanningslede is, wat elkeen die verantwoordelikheid het vir die skip aanvaar deur hulle kant te bring. Die kerk en 'n gemeente is nie 'n passasiersskip wat net bloot 'n klomp passasiers aan boord het nie. Waarom bly ons sit terwyl die Here elke manskap nodig het? In die leer van koning Jesus is daar 'n plek wat net jy kan inneem. Daar is 'n uniform wat op jou maat gesny is. Niemand anders kan dit aantrek nie. Daar is 'n plek in die veglinie wat gaan leeg bly as jy nie op jou pos is nie. Die Here doen sy werk nie sonder ons en aardse middele nie. Die Here wat van 'n skuit 'n preekstoel maak en van 'n donkie 'n ryding, het elkeen van ons nodig. Daarom sing Deborah sing van die dag toe die aarde gebewe en die berge weggesmelt het. Die Here onder wie ons dien is so 'n magtige aanvoerder. Openbaring sê hy ry op 'n wit perd as die oorwinnaar wat oorwin.
Kom ons skud die tamheid van ons af. Kom ons maak ons los van die betowering van hierdie wêreld. Kom ons neem ons plek in die leer van Koning Jesus. Mag die Here ons elkeen daartoe inspireer en ons daartoe help. Amen. Kom ons dank saam. Ons wonderlike hemelse Vader, baie dankie Here dat U die werk van die verkondiging van die evangelie, die dra van die grootste van alle boodskappe wat mense ooit kan uiter, naamlik dat Jesus opgestaan het en dat hy lewe, en dat daar 'n ewige lewe is vir hulle wat in hom glo en hom dien, dat hy daardie grootse boodskap in die hande van gewone mense plaas. Daarom is ons kerk. Daarom is ons gemeente Horison. Ons moet dit sê. Ons moet dit preek. Maar meer is dit, moet ons mekaar ook versorg met liefde. Ons moet uitreik na mense wat seer het. En ons moet bly wees saam mense wat vreugde ervaar. Dis die sin en die rede vir ons gemeente. Here, inspireer elkeen van ons lidmate om deel te wees van hierdie beweging, van hierdie grootsheid, deur volledig in alles ook deel te wees en elkeen sy of haar kant volledig bring. Baie dankie Here dat U dit vir ons sê, omdat U ons liefhet, omdat U hierdie gemeente van U liefhet, en omdat U wil hê dat ons hier sal voortgaan en sal sterker word. Here, omdat ons in sulke verskriklike tye leef, 'n wêreld waarin mense en groepe mense mekaar elke dag vernietig, sodat ons die boodskap van liefde, versoening en die wonderlike teenwoordigheid van ons Here kan verkondig. Hoor ons gebed, Here. Ons vra dit uit ons kleinheid en uit ons niksheid. Vra ons dit vanoggend van U. En ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Liefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag die Here jou seën uit Sion, dat jy die voorspoed van Jerusalem kan aanskou al die dae van jou lewe en dat jy jou kindskinders mag sien. Amen.